Welkom by AgriMonitor en hier gesels ons landbou. Dis Windhoekskou hierdie week en alles wemel daarso by die skougronde met al die diere wat besig is om afgelaai te word. Die Windhoekskou van hierdie jaar in 'n nuwe formaat plaas waar die diere gedeelte en die nywerheid gedeelte, die stalletjies en so op dieselfde tyd gaan plaasvind. Ons kyk in hierdie week se program na Hendrik Kreer en Harold Schmidt. Hendrik is die lewende hawe koördineerder en Schmidt is die CEO van die Windhoekskou vereniging en hulle vertel van ons bietjie wat hulle daar kan verwag. Dan vat ek julle terug weer na Grootfonteinskou toe waar ons met Dani van Vuren gesels van die Weerlig Damaras toe daarso naby Oudtshoorn. Hy en sy familie boer daarso en ons kom met hulle gesels tydens die Grootfonteinskou. In die nuus hierdie week kyk ons na die voorblad van AgriMonitor op 26 September Vrydag. PJ Butler van Texas is weer terug in Namibië om as beoordelaar op te tree tydens die Windhoekskou wat vanjaar 'n nuwe formaat het. Die skou vind plaas oor 5 dae en is so georganiseer dat die nywerheid en diergedeelte op dieselfde tyd plaasvind sodat almal die diere ook kan gaan kyk. In totaal gaan 343 kleinvee en 341 grootvee deelneem. Dan ook in die nuus, die prys van oorplaatjies styg. Hulle besig baie skerp onder die nuwe prysstruktuur sal die koste van 'n standaard beesoorplaatjie styg tot R28.15 Namibiese dollar vanaf $24 Namibiese dollar, terwyl groot beesoorplaatjies R29.50 sal kos op vanaf $27 Namibiese dollar. Beesoorplaatjies gemerk vir die kommunale areas NCA sal teen R28.15 Namibiese dollar verkoop word op vanaf $24 Namibiese dollar. En vir kleinvee wat bedoel is vir uitvoer na Suid-Afrika sal die prys styg van $5 Namibiese dollar 45 sent op vanaf $4 Namibiese dollar 85 en hierdie pryse gaan van 1 November af plaasvind. Goeiemiddag Namibië landboukykers. Ek is Hendrik Kreer van die Windhoekskou vereniging. Ek is die lewende hawe koördineerder nou al, ek kan nie meer baie mooi onthou nie, maar ek dink so iets soos 18 jaar. Ek kan eintlik nie glo nog 'n jaar is verby nie en ons is alweer by die Windhoekskou. So ons het hierdie jaar is daar so 'n paar veranderinge wat ons aangebring het om bietjie die ritme van die verlede te verbreek. Die eerste ding is ons gaan die kleinvee begin op Maandag en die dag voordat die Windhoekskou nou begin op die 29ste en ons die verifikasies van die kleinvee begin en reeds hulle slaglammers doen. En dan wil ons nou die Dinsdag met die kleinvee begin en die beoordeling van die kleinvee gaan ons doen op die beesarena in Ring 3. Dis nou net hier waar ek sit na die regterkant toe. So ons gaan die kleinvee na die beesarena toe bring sodat dit makliker kan werk en dit bietjie beter kan werk en ons die twee nader aan mekaar te bring. Want as die kleinvee nou Sondag aand inkom en hulle begin Maandag met hulle verifikasie en slaglammers, dan is die bees nog besig om hierso in te kom en om nog nes te skop, dan is daar al kleinvee op die arena. So dan gaan ons nou die kleinvee beoordeel Dinsdag en Woensdag hier op die beesarena in Ring 3, daarvoor die Brahman Siewentalerhuis en dan sal ons dan nou Donderdagoggend hulle interras doen sodat ons Vrydagoggend hulle veiling kan doen om 10:00 in die Agra Bank Windhoek Auction Ring. So die kleinvee is so 343, is maar hoofsaaklik die rasse, hoofrasse soos boerbokke, Kalahari Reds, dorpers, swartkopdorpers, witdorpers, Damaras, Persieskape, van Rooys. Dis maar die kleinvee rasse wat deelneem en dan is daar so 36 kleinvee diere wat dan op die veiling is Vrydagoggend. So as jy vir jou 'n lekker ram soek daar van Rooi of 'n Damara of 'n Persie ram, is jy baie welkom om dan om Vrydagoggend 10:00 na die kleinvee veiling te kom by die Agra Auction Ring. So as ek nou maar gesê, ons gaan in die kleinvee hierso by die beesarena doen. Die groot ding van hierdie jaar se skou is, die skou is verkort na 5 dae. So ons het nou gegaan en ons het nou die lewende hawe saam met die industrieel, ons begin saam op Dinsdag die 30ste September en ons maak saam klaar op Saterdag die 4de Oktober.
Wat in die verlede gebeur het, is dat die kleinvee of die grootvee het reeds klaar geskou en dan vertrek terug plase toe en dan was hier nie meer diere vir die mense wat die industriële gedeelte bywoon nie. Dis hoekom ons nou die hele ding aangepas het en dit is dan nou ons eerste toets wat ons dan nou dit so saam sal doen. Nou by die bees het ons so 341 diere, waarvan daar 29 slagosse is wat ons dan in die Rehoboth gaan laat slag. Dis dan nou haltermak slagosse. Hulle word op die hoef beoordeel en daarna word hulle by die abattoir gepunt aan die hak en daaruit word dan 'n kampioen aangewys en 'n reservekampioen en so voort. Nou ons gaan dan woensdagoggend op die 1 Oktober begin met die beoordeling van die slagosse om 9:00 en dan behoort ons hier by middagtyd klaar te wees 1:00 waarna hulle dan gaan vertrek met 'n vragmotor na die Rehoboth. En dan gaan ons dan nou donderdagoggend die 2 Oktober 9:00 begin met die beoordeling van die Brahmane. Ons volg daarna dan al die rasse, die een na die ander op, soos Brownfee, Dexter, Borane, Charolais, Limousines, Afrikaner, Angus, Borana, ek het dit al gesê, die een na die ander in ring 2, met PJ Butler as die beoordelaar. So PJ Butler gaan wat dan van Texas afkom, en hy was ook verlede jaar hier 'n beoordelaar van die Sieventals en die Simbras en van die ander rasse, gaan dan die rasse een na die ander beoordeel. En dan gaan ons dan nou Vrydag op die 3 Oktober gaan ons dan die oggend 9:00 met die Simbras begin en dan 3:00 die Vrydagmiddag met die Sieventals. Dan gaan ons wat ook 'n groot verandering is op Saterdagoggend 8:00 gaan ons met die kinders eers doen. Die klein kindertjies, die kinders wat die touleiers kompetisietjie deelneem. Dis nou van hierdie 6 jaar, 7 jaar tot 18 jaar kinders wat ons dan 'n kompetisie voor het. En dan om 10:00 gaan ons Saterdagoggend met die interras begin. Wat PJ Butler dan ook gaan beoordeel. Ons beplan dan om toe by 1:00 na 2:00 klaar te wees. En wat dan baie belangrik is ons die namiddag gaan ons dan 4:30 begin met die parade en die prysedeling wat daarmee saamgaan. Tydens die parade word dan die kampioen bil en koei aangewys, die kampioen select cow, die kampioen select bull en dan die wenners, die slaghoskampioen en reservekampioene. Dit word dan nou alles aangewys op die parade waar ons al die beeste uitstal. Ons het dan hier die openingsspreker is Stryger en Hella Coetzee van Hoogveld en dan gaan ons ook die British Ambassador hier hê wat dan vir ons die Queen Elizabeth II kap gaan oorhandig vir die vrugbaarste koei op die Windhoek skou. So dis dan nou alles wat terwyl die parade gaan gebeur en dan sal ons dan nou Vrydag, Saterdag gaan klaarmaak, Sondag pak almal op en gaan hulle huis toe tot volgende jaar. Wat ek miskien net kan noem is dat ons gaan nou maandag middag 2:00 daar by die Agrabank Windhoek konferensiesaal gaan ons 'n pluimvee werkswinkel aanbied. Nou Marcus Du Plessis van Feedmaster en Henny Brisley van MSD Animal Health en Gunther Steytler van die Namibia Poultry Vereniging gaan dan die lesings aanbied. Dit sal 'n eerste keer wees en tydens hierdie lesings, hulle gaan nou lesings aanbied oor die verskillende hoenderrasse, vereistes daarvoor, diskwalifikasies, voeding, gesondheid, en oor al hierdie goed gaan hulle dan nou praat van 2:00 af tot hulle dan nou klaar is, ek neem dan nou maandagmiddag tot so by 5:00. So enige persoon wat dan graag na die hoenderwerkswinkel kan wil kom deelneem en kom luister is baie welkom. Daar's 'n toegangsfooi wat daarvoor gevra het, naamlik R250 vir die werkswinkel, waar hy dan nou sekere voordele vir die persoon gaan wees, wat hy dan nou weer gaan terugkry in terme van besoek aan die Windhoek skou ensovoorts. So dis maar wat ons basies dan nou beplan. En soos ek sê, ek dink dis gaan 'n groot toets wees van die jaar, die veranderings en dat ons die bees meer die een ras na die ander gaan beoordeel. So jy kan nou hier kom sit op jou paviljoen en hier vir jou 'n kussing kom neersit en dan kan jy nou vir jou lekker tuis maak en plek maak en dan kan jy nou hierso kom die hele dag bees kyk. Wat ek miskien nou net graag wil noem is dat ons beesarena lyk pragtig, hy's pragtig groen. Die winter het ons so 'n bietjie gespaar, dat ons nie so baie ryp gehad het nie. En dan kan ek miskien net laaste sê, daar by die Brahman Sieventaler huis is 'n kosplek, 'n plek waar jy kan kom eet.
En ons verkoop baie lekker kos daar. Nie net bazaarkos soos braaivleis, boerewors en sosaties en aardappelslaai nie, maar ons verkoop, daar word ook ander etes verkoop. Eendag is daar afval en dan is daar miskien lasagne en al daai lekker goed en daar is 'n verskeidenheid van slaaie en desserts en skaap op die spit en steaks en T-bones, so jy kan lekker hier by ons kom eet en by ons kom kuier. Baie dankie. Sien julle volgende jaar. Goedemiddag, my naam is Harald Schmidt. Ek is die CEO, sowel as die uitvoerende vice-president van die Windhoek Skouvereniging. En nou is ons weer besig met ons jaarlikse grootste gebeurtenis, naamlik ons Windhoek Skou, wat eintlik die volle naam is die Windhoek Landbou en Lewende Hawe Skou, wat dan hierso sal plaasvind vanaf 30 September tot 4 Oktober. Nou onmiddellik kom jy agter dat dit is 'n baie korter periode van teenoor die 9 dae wat ons letterlik, ek dink van die begin af, waar die eerste skou op hierdie perseel, dit was 1953, het die eerste skou op hierdie perseel plaasgevind en sedertdien was dit altyd 'n 9 dae skou. En hierdie jaar het ons vir die eerste keer die besluit geneem om die periode te verkort na 5 dae. Dit was as gevolg van veel of baie voorstelle van die kliënte self, ons uitstallers, wat dit net onbekostigbaar gevind het met elke jaar om 'n 9 dae skou by te woon. So ons is bly dat ons daai besluit geneem het en moet natuurlik nou alles baie vinniger gedoen word, maar as ons dink die voorbeelde, die vroeëre toerisme skou, die deesdae die mining expo, dis alles groot skoue wat ook maar net oor 3 dae gegaan het en almal is baie tevrede met daai platforms. Ons het 'n baie vol program. Op die kommersiële kant, soos ons dit hier noem, het ons 'n groot verskeidenheid. Ons het weer die eerste keer sedert COVID, het ons al ons binnenshuise, sowel as buitestalletjies, 'n plek het ons verhuur. Soos ek sê, ons is baie dankbaar daaroor. En natuurlik op die landboukant weer eens het ons, waar ons kan sê ons is nou weer by 'n gesonde basis met die oor die 800 diere wat daar in die grootvee sowel as kleinvee afdeling ingeskryf is. Ons is baie opgewonde oor die baie rasse wat deelneem, maar die getalle boesem ons in met groot vertroue dat dit nou weer begin goed gaan met die Windhoek Skou, met die jaarlikse Windhoek Skou. Ons voorbereiding hierso gaan hoofsaaklik nou om die vele fasette van ons plaaslike ekonomie hierso tentoon te stel, en ek dink ons het baie goed daarin gevaar met 14 sektore, sowel as om ook bietjie pret en plesier ook in te bou, waar ons dan weer dankbaar is dat die Just Fun Amusement Park of die Mallemeule weer hierdie jaar, ons is nou in 'n 18 jaar verhouding, waar hulle elke jaar hier aansluit. Hulle is die enigste reisende pretpark in Suider-Afrika. So hulle sal dan hier wees, en natuurlik ons vuurwerke wat dan weer donderdag die 2de, nou moet ek mooi kyk, die 2de Oktober sal ons vuurwerke stiptelik 8 uur hierso plaasvind. Ons is ook tevrede met die kosmaakplekke wat hulle laat registreer het hierso. Groot verskeidenheid etes word hierso bedien, en natuurlik is dit altyd baie belangrik om op hierdie groot terrein genoeg
stasies vir versterkings te kan aanbied. Ons ingangsgelde of fooie het ons konstant gehou. Dis nou al die 5de jaar waar ons $50 toegangsfooi vir volwassenes, $30 vir skoolgaande kinders, en dan is die pensionarisse, mense wat handicaps, wat handicap persone, sowel as natuurlik kinders jonger as 6 jaar, kom dan verniet in. Alles is voorberei, en elke dag maak die hekke vir die besoekers om 10 uur die oggend oop en sluit dan 9 uur die aand, sodat ons dan nog 'n kans het van die wat 9 uur ingekom het, dan nog 'n uur kan vertoef hierso, maar dan begin ons met die voorbereidings om ons gronde dan 10 uur in die aande dan te sluit. Ons sien baie uit na mense wat kom besoek. Ons is baie gelukkig met die verskeidenheid, baie nuwe verskeidenheid, en dit as gevolg van die meer bekostigbare periode, die 5-dae periode vir die privaat sektor. Ons, as ek dit reg uitgewerk het, dan is dit omtrent so 65% van ons deelnemers is hierdie jaar privaat sektor, en dit is werklik waar 'n baie goeie indikasie dat die korttermyn werklik in almal se guns is. Ek is seker dat mense sal gelukkig hierso wees. Ek hoop natuurlik dat selfs in die tyd, want die Windhoekskou word altyd geassosieer ook met die eerste druppels reën, wat dan die reenseisoen begin. Ek verneem dat ons vir die naweek word daar selfs reën aangekondig, maar kom ons is opgewonde ook dat die reën ook saamspel en ons 'n lekker koeler dae het oor hierdie 5-dag periode. Welcome to the Business 7 show, Namibia's primary economic analysis program. My name is Sokhane Klage, and we bring you in-depth news covering the main aspects of Namibia's economy, plus interviews of key economic individuals that make the key policy decisions that shape our nation's future. Join us on Business 7 every week as we unpack what is important to our nation and what drives its economy. Ek is Dani van Vuren. Ons boer met Damara skaap, saam met my gesin. En soos as jy op Grootfontein skou, ons het nou klaar die beoordeling gehad van die Damara skape. Ons het by die Ooi het ons die reserve senior kampioen gehad, reserve ras kampioen, en dan by die ramme het ons die junior kampioen ram gehad, en 'n reserve junior kampioen, en dan by die seniors het ons 'n reserve senior gehad, en toe ons junior kampioen was by die ramme was hy die ras kampioen ook gewees. Die staan my is hier is Karina van Vuren, ons dogter Shanay en ons seun Franco van Vuren. En wat is julle boerdery se naam? Ons boer daar in die Noordweste, tussen Kamjap en Korrigas. En ons Damara skaap se stoet is die weerlagstoetery. Dan skou ons ook hierso met ons Dexter stoet, Danai Dexter stoet. Dan het ons Brahman stoet, Danaiku Brahman stoet, en die limousines is ook Danaiku limousine stoet wat ons die mee skou. Hoe lank boer julle al daar? Hoe groot is die plaas? Ons boer al daar so van, ek het daar groot geword, en ons eerste grond het ons in 2000 gekoop, en dan het ons
aangekoop daarna. Ons is boer op so 14.000 hektaar. Vertel vir my, jy boer saam met jou vrou, hoe belangrik is die vrou op die plaas? Om saam met jou boer, ek weet nie moeilikheid kry. Of wat 'n rol speel sy as vrou saam met jou op die plaas? Ja, ons boerdery is by ons hele gesin boer saam, my vrou, my kinders almal. So ons is almal baie involved in die boerdery. So ek sê die Dexters is haar boerdery, Melkbokke is haar boerdery. So dit is almal, die kinders het almal hulle eie bok boerderye wat hulle ook mee saam boer. So dis lekker om so as 'n gesin saam te boer. Jy luister na almal se idees en dan vat jy maar die bestes en jy gaan daarvan na vorentoe. Ek wil nou 'n bietjie nog gevra. Ja, vertel vir my die Damara skaap. Hoekom het jy besluit om met die Damara skaap te doen? In plaas van ander ras? Ja, die Damara skaap lê baie na in ons hart. My pa, hy het met hulle geboer. En hy is 2019, nee, wag eers. Ja, ons het met die Damara skaap groot geword. My pa het al die jare met Damaras geboer, dankie Weerlig. En so dit is maar bekend met ons in die begin en toe hy oorlede is, toe het ons 'n groot gedeelte van die stoet uitgekoop en met hulle begin aangaan en so ja. Dis baie na ons haar die Damara skaap. My vraag of jou dogter en jou seun, jy kan die mikrofoon afgee. Jy eers met jou dogter. Stel jouself ook voor en sê vir my, hoe is jy betrokke by die boerdery en hoe is dit om te boer? Stel jy dit verhul vir iets anders? Okay, ek is Janay Jansen van Vuren. Nee, ek sal die boerdery verhul vir iets anders nie, want ons doen dit almal saam en soos ons het groot geword op die plaas, so dis in ons bloed. En jou broer, stel jouself ook voor? My naam is Frank Jansen van Vuren. Nee, dit is 'n voorreg om saam met my ouers te boer en ek sal dit nie oorgee aan iets anders nie. Kan jy eendag gaan julle die boerdery oorvat? Hoop so. Ek dan net vir jou ma. Vertel my ook van waar kom jy oorspronklik en dan hoe waar jy nou boer, hoe is dit om saam met hulle te boer en as 'n familie te boer? Okay, ek is Karina. Ek kom oorspronklik van Windhoek af. Ja, toe het ons hiernatoe getrek en ons is hier bly daar naby Kamiap van 2002 af, of 2003. Ons is 2002 getroud en van 2003 af boer ons daar. Harde wêreld, heeltemal 'n ander manier van boer. Maar ja, ek weet nie of ek dit sal ruil sommer nie, want jy raak gewoond en so ek sê, ons is 'n span, ons doen alles saam, boer saam. Sou jy sommer dorp toe gaan in elk geval. Okay, dan Dani, met die laaste, ek weet nie of daar enigiemand is wat jy wil dankie sê of so tipe mense wat jy help met sukses. Ja, ek dink ek kan maar net ons met gesin en my werkers kan ons dankie sê vir oor die jare wat hulle saam met ons is. So ek sê skou is aan ons bloed, ons doen dit van die jongstes was seker hier by 2-3 jaar toe ons begin skou het. Skou Grootfontein, skou Windhoek. So ja, net dankie vir my gesin en almal wat ons ondersteun in die boerdery. We bring you luxury, lifestyle and location. My.NA Property takes you inside Namibia's most stunning homes, high-end developments and hidden gems. Catch us every Tuesday at 9 p.m. because every space has a story, only on NTV. En daar het julle dit vir hierdie week se Agri Monitor. Ons gesels met Hendrik Kreer, die koördineerder van lewende hawe by die Windhoek Skou, asook Harold Smit, die uitvoerende beampte van die Windhoek Skou, oor die nuwe formaat waar hulle die lewende hawe en die lewende hawe en die nywerheidsgedeelte saam met mekaar gaan vat. Dan het ons ook nog by Grootfontein Skou gekuier saam met Dani van Vuren, waar ons oor hulle Weerlig Damara stoet gesels het, hom en sy familie, en hulle boer daar so naby Oudtshoorn.
Laasens het ons na die nuus gekyk. Die nuus het gepraat oor die Windhoek Skou wat sy nuwe formaat het en dan ook die prys van oorplaatjies wat skerp gestyg het.